Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit God se woord uit doen. Ons is reeds by studie nommer 13 en ons het aan die einde gekom van ons reeks uit die boek van Joshua uit. Vandag vra hy vir ons 'n vraag. Kies julle vandag wie julle wil dien. En hy gee 'n antwoord en hy sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Vandag weer eens saam met my in die ateljee om hierdie gedeelte te bespreek en op ons lewens toe te pas, Ronay Furstenberg, spreker-direkteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag en baie welkom by Insig, Ronay. Dit is die laaste, amper wil ek sê, episode, lesstudie, wat ons het hier in die boek van Joshua. En dis eintlik seker baie gepas, want dit eindig af met 'n vraag wat Joshua vir die volk gestel het, nadat alles nou verower is en alles daardeur is. En hierdie vraag word eintlik ook elke dag vir elkeen van ons gevra. Maar voor ons begin met ons studie vandag, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir die baie dankie dat ons weer eens die woord kan open en waar ons uit die woord uit gaan lees en studeer, bid ons Here dat u genade vir ons genoeg sal wees en dat ons insig daaruit sal ontvang. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. So, ons kyk nou vandag en die vraag kom in Joshua 24 vers 15. En dit sê daar vir ons, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Kies dan. Of die gode van julle vaders daar oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. So hier kry ons twee goed, daar word 'n vraag gevra en dan word daar 'n stelling gemaak. Dis eintlik meer van 'n uitdaging, nee. Dit is asof Joshua met sy voete streep in die sand trek en sê jy kan nie as jy die Here wil dien, kan jy nie aan albei kante van hierdie streep wandel nie. Ja. Wanneer jy vir die Here gekies het, dan staan jy vir die Here. Dan kan jy nie 'n bietjie aan die kant van die afgode wees, 'n bietjie aan die kant van die wêreld wees, dit wat vir jou wegtrek van die Here af nie. Ek en my gesin het gekies, ons gaan die Here dien. Ons staan by hom 100%. Is jy bereid om dieselfde te doen? En dit is verskriklik mooi dat jy sê, dis 'n vraag wat ons eintlik onsself elke dag moet afvra. Kies ek vandag nog, môre as ek opgestaan het, is dit die eerste ding wat ek doen, is om voor die Here te gaan staan en sê, Here, ek kies weer vandag vir u. Ek kies weer vandag vir u, om u te dien 100% met my hele hart, my hele siel, my hele verstand. En die ander ding wat daarmee saamgaan, is Joshua kom en hy herinner hulle in hoofstuk 24 van waar hulle vandaan kom, wat die Here vir hulle gedoen het, dat dit die Here is wat hulle daar gebring het, maar dat hulle tog 'n keuse moet maak, en dat daar ook dan in hierdie, kom ons sê, ooreenkoms tussen die gee van die land van die Here aan die volk, dat daar 'n ooreenkoms is, dat hulle ook sekere bepalings moet nakom. Maar bo en behalwe dit alles, staan hy voor hierdie hele volk, en hy sê vir hulle, kies julle wie julle wil dien. Want terwyl ek nou, en ek dink dit is die laaste woorde van sy leierskap, hy gaan nou aftree, en hy gaan een kant staan, en hy sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Maak nie saak wat die res van julle gaan doen nie. En as elkeen van ons, in ons huisgesinne vandag, daai keuse maak, ons kan nie 'n keuse maak vir die buurman, of die buurvrou, of die mense af in die straat nie, maar ons kan vir ons 'n keuse maak. En as hulle daar dieselfde keuse maak, dan volg ons almal die Here. Dit is so maklik soos dit. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na van ons gedeeltes en kom ons kyk daar in Joshua 24 vers 1. Daarna het Joshua al die stamme van Israel byeen laat kom in Sichem, en hy het die oudstes van Israel en sy hoofde en sy regters en sy opsigters laat roep, en hulle hulle het hul voor die aangesig van God gestel. So hy het gekom en gesê, goed,
julle wat die invloed het op die familie, op die families van Israel, julle wat hulle moet lei, moet rig, wat vir hulle moet regters wees, wat die hoofde is van die gesinne, julle wat ek wil sê die geestelike leiers ook moet wees. Dit is belangrik dat julle voor die Here kom staan, want ek moet met julle gesels. En hier is die ding, hy los nie nadat hulle verower het nou van kom ons sê van oos na wes en van suid na noord wat hulle verower het, los hy die wat in die uithoeke is nie. Hy roep hulle almal tot by Sichem. Nou Sichem is vir ons, soos ons al gestudeer het in die boek van Deuteronomium en soos wat ons ook hier in Josua gesien het, dit het nogal belangrike aspekte daarin. En ons weet by Sichem het die Here die eerste keer vir Abraham geroep en vir hom gesê, hierdie land sal ek aan jou gee. En dis baie insiggewend dat dit op hierdie selfde plek is dat hy hulle bymekaar roep en sê, die Here het nou hierdie belofte wat hy gemaak het hy nou nagekom en hy het dit aan julle gegee. Hy het hom geroep, as hy hom dien, sal hy die land vir hom gee. Hy het nou die land vir julle gegee. Wat gaan julle nou doen? Ja. En as ons dink hoeveel jaar dit nou terug was, dat hy vir Abraham hierdie belofte gegee het, nee. Dit is honderde jare, want ek bedoel, hulle was hoeveel jaar net alleen in Egipte vasgevang gewees. Ons moet besef dat die Here se tyd is nie ons tyd nie, ons het dit nou meer as een keer ook nou al gesê nie, en dat die Here vir Abraham die belofte gemaak het vir sy nageslag. En dit is nou al geslagte na Abraham, maar dit is belangrik om te besef dat almal het geweet die Here het hierdie belofte aan die voorgeslagte gemaak, hy sal sy belofte gestand doen. Nou hoe dit nou op jou en my van toepassing, het die Here nie vir sy disippels toe hy opgevaar het na die hemel gesê, ek kom weer nie, ek gaan op julle 'n plek te berei. Ek kom weer en ek sal julle kom haal nie. Ek wonder of baie van die disippels gedink het, maar dit sal nog in hulle tyd gebeur. Ja. Die disippels het dit weer aan hulle nageslagte verduidelik, die Here het beloof, hy kom weer. Ons is nou al by ons geslagte, dis al 2000 jaar daarna. Dis by ons, maar die Here het gesê, ek kom weer. En soos wat hy vir Abraham gesê het, ek berei Kanaan vir jou voor. So het die Here se belofte vir jou en vir my, ek berei Kanaan vir julle voor, wat natuurlik die hemel is, want toe hy vir ons sal kom haal, nie waar nie. So die belofte wat die Here doen om vir ons te neem in die plek waar hy vir ons voorberei het, is so waar soos wat dit was vir Abraham en sy nageslagte. Ons sien 'n ander gedeelte, as ons nou kyk na die volgende gedeelte hier in hoofstuk 24, van vers 2 tot 13, dan sien ons hy beeld 'n bietjie vir hulle geskiedenis uit. En hy sê vir hulle, hoor jy, onthou net, dis waar dit begin het, en hy begin met Abraham, en hy gaan na Isak toe, en hy gaan na Jakob toe, regdeur Egipte toe, en van Egipte af kom hy daar, en ek wil hê ons moet dit vinnig daar optel, vers 6, toe ek julle vaders uit Egipte uitgelei het, het julle by die see gekom, maar die Egiptenaars het julle vaders agterna gejaag met strydwaans en perdryters na die Skelfse toe. Maar hulle, sien hy verwys nou na die vorige slag, het die Here aangeroep en hy het 'n duisternis gestel tussen julle en die Egiptenaars. Ek wonder of iemand dit nou opgetel het, wat ek nou gelees het. Hy bring dit uit en hy sê, julle vaders was daar, hulle het dit gedoen. En by hierdie gedeelte kom hy en hy sê, hy het 'n duisternis gestel tussen julle en die Egiptenaars. Met ander woorde, die volk wat nou hier staan, is nie afsonderlik nie. Hulle is by daai ingesluit, soos wat julle vaders daar was julle eintlik ook deur julle voorgeslagte, was julle daar. En dis 'n teken wat ons ook kry van die verbond wat die Here met Abraham aangegaan het, die verbond wat hy met die geslag aangegaan het wat in Egipte was. Hierdie geslag wat nou daarvoor staan, wat hy nou mee praat, was nie hulle was nie daar nie, maar en so kom die Here en hy bring ook daardie selfde verbond weer terug na ons toe. So ons is net soos hulle, is ons deel van daardie beloofde of daai belofte en daai ooreenkoms wat die Here met elkeen van ons aangegaan het. So as ons nou verder gaan, dan sien ons daar vanaf vers 8 af bring hy dan sê, daarop het ek julle gebring in die land van die Amoriete, wat oos van die Jordaan gewoon het, en hulle het teen julle geveg, maar ek, en as ons verder gaan, dan sien ons, dis baie keer in die verse wat daarop volg, kom Joshua en hy sê, hy praat namens die Here en hy sê, ek het julle gedoen, ek het alles vir julle gegee, so, weer eens daardie
iets wat hy onder hulle aandag wil bring, wat hy vir hulle sê, hoor, onthou net, julle het nie hierdie land gekry deur julle eie toedoen nie. Ek het dit vir julle gegee. So hy wil vir hulle dit terugbring en sê, maar onthou, julle moet dankbaar wees dat julle hierdie land gekry het en dat dit nie julle eie toedoen is nie. Maar ek wil nou vinnig teruggaan, so ons het nou daai gedeelte opgesom van 1 tot by 13, so kom ons lees vers 14 en 15. Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat in Egipte, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode van julle vaders daar oorkant die Eufraat wat hulle gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. So hier kom hy en hy sê daar in vers 14 sê hy, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid. Nou ja, ons hoef nou weer eens nie net te gaan en te sê daardie vrees beteken nie net 'n vrees van bang wees nie, maar dit 'n vrees van julle moet 'n respek hê vir die Here, die een wat julle tot hiertoe gelei het, nê? En dan gaan hy verder daar en dan sê hy, julle moet hom vrees, maar julle moet hom nie net vrees nie en respekteer nie, julle moet hom ook dien hom in opregtheid en waarheid. En kom ons kyk net gou eers na daardie twee aspekte. Wat is dit om die Here te dien met opregtheid en met waarheid? Kan ek hier 'n weergawe daarvan gee, die manier hoe ek dit verstaan. Vir my beteken hierdie woorde, dien die Here soos wat hy sê hy gedien wil word, nie soos wat ek dink hy wil gedien word nie. Daar's 'n baie groot verskil daarin, want die Here het sy reëls, sy regulasies, sy verordeninge, sy insettinge, soos die ou vertaling dit so pragtig vir ons stel, nê. Renée het haar idee van hoe ek bereid is om die Here te dien. Nie waar nie? Ek wil so my eie saamgevlaanste godsdiens wil ek bymekaar sit en dan wil ek op 'n manier half die houding hê van die Here moet mos maar tevrede wees daarmee. Met hy kan bly wees, ek kan bid hom. Hy kan dankbaar wees, ek kan bid hom. Dis nie half die sonder dat ons wil regtig eerlik wees, is dit daai houding wat ons baie keer inneem van Here, maar ek is u kind en u kan mos maar 'n bietjie vir my ook verstaan, ek is in moeilike omstandighede of dit is dis die beste wat ek nou op hierdie stadium van my lewe kan doen. Wat Joshua vir hulle sê is in opregtheid en in waarheid, in opregtheid in sy waarheid. Ja. Maar wat die opregtheid waar ons ook kom, baie keer doen mense dinge net om iets te kry. Dit beteken nie dit is opreg nie, né? Dit beteken net ek doen dit net om die eindpunt te bereik. Maar opregtheid is van dit gaan eintlik daaroor dat as jy jou hart vir iets gegee het, dan doen jy dit met opregtheid. Met ander woorde, nie omdat jy iets daaruit gaan kry nie. Al doen jy iets en jy gaan niks daaruit kry nie. Dit is die opregtheid waarmee dit gedien word. Nou, as ons gaan kyk na die Hebreëus en die woord wat daar uitkom, dan beteken dit dit is die woord wat neerkom van soos wat 'n slagofferdier sonder gebrek gebring word. Dis daai opregtheid. Met ander woorde, daar moet geen agterna negatiewe dinge wees. Hoekom ek iets doen nie. Ek moet dit doen omdat ek die beste aan die Here wil dien. Ek moet nie die Here dien met spyt nie. Ja. Dis is soos om jou 10de te bring met 'n swaar hart nie, want hoekom moet ek die klomp geld vir die Here gee? Ja, of ek bring dit want ek verwag 'n seën. Ek verwag 'n seën. In ander woorde, dien die Here omdat hy God is, nie vir dit wat hy vir jou kan doen nie. Maak dit meer sin? Ja. So om die Here te dien omdat hy God is omdat jy die almag en die wonderbaarheid van sy soewereiniteit so kosbaar ag, dat dit 'n voorreg is om deel te wees van hom. Wanneer ek iets verwag, wanneer ek hom dien omdat ek wil hê hy moet na my kyk, ek wil hê hy moet dit vir my doen, hy moet vir my dat doen, hy moet vir my dit doen, dan word hy vir my niks meer as 'n, ekskuus dat ek nou maar dit so gebruik, as 'n weldoener nie. Then I'm in for the perks. Soos wat die Engelsman dit nou sal sê. Ja, die voordele wat daai kan Daar's nie 'n opregtheid in so godsdiens nie. En weet jy, baie mense dien die Here omdat hulle vir hom bang is. Hulle is bang daar gaan iets verkeerd in hulle lewe en hulle is bang iets gaan oor hulle lewe kom wat hulle nie kan hanteer nie. So ek sal eerder die Here doen omdat ek 'n ontsaglike
absolute vrees het vir wat dalk in my lewe kan verkeerd gaan. Ek dink ook nie daar's feeslik opregtheid daarin nie, want nou dien jy 'n diktator. Jy dien nie 'n God van liefde nie. In die eerste plek verstaan jy glad nie God se liefde nie. Ja. Die ander woord wat ons daar in die waarheid kan insit is getrouheid. Nou getrouheid sê vir my, ja, jy is getrou aan iemand wanneer daardie persoon in jou teenwoordigheid is. Maar jy is ook getrou aan daardie persoon wanneer daai persoon nie in jou teenwoordigheid is nie. So moenie net die regte ding doen wanneer die Here in jou teenwoordigheid is nie, maar jy moet altyd die regte ding doen. Of jy dink aan jou teenwoordigheid is of nie, ons weet die Here is altyd in ons teenwoordigheid, maar kom ons vat dit tussen 'n man en 'n vrou. Jy moet altyd sorg dat jy daai getrouheid doen, of die ander persoon daar is al dan nie. Met ander woorde, hy sê kom en dien die Here met opregtheid. Met ander woorde uit jou hart uit, omdat jy dit wil doen, omdat jy die Here liefhet, en doen dit met getrouheid en waarheid, sodat jy hom elke dag kan dien, omdat jy dit wil doen. En dan kom die verse, en die verse eindig daar nou met 'n snaakse konnotasie, want onthou nou is hulle al in die beloofde land, hulle dien al die Here, hulle het die hele heiligdomstelsel ontvang hoe om die Here te dien, en hier kom hy en hy sê, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het, oor kan die Eufraat. Dis vir my 'n baie interessante gedeelte. Jy sê altyd 'n mens moet dit tussen die lyne kan lees. Dit klink so asof hy sê daar is nog van daai gode tussen julle. Ja, en dit is nie net altyd in ons geval die gode wat letterlik daar staan nie, maar is ook van die dinge wat ons in ons lewe toelaat. En dit is dalk nog 'n mentaliteit, nê? Daar moet 'n hele verandering kom in ons sienswyses. Dalk het ons nog 'n tipe van 'n afgodshouding of 'n afgodssienswyse, 'n redenasie manier wat ons nog steeds aan vashou, wat nie getuig van die een wat ons God noem nie. Ja. So hier kom hy nou en ons sien dan soos ons nou heel in die begin gelees het, hy eindig daar af en hy sê vir hulle, julle moet nou hierdie verwyder, dien die Here op regtigheid en waarheid en getrouheid, en maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Nou as iemand normaalweg so 'n stelling maak, dan gee iemand 'n antwoord. Baie keer, en ek sê nie is in hierdie geval so nie, maar baie keer sonder om te dink. Want ons moet die regte ding antwoord. Nou kom ons lees vers 16 tot 18. Toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. Want die Here ons God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egipte land uit die slawehuis laat optrek het en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan en onder al die volke waar ons dwarsdeur getrek het. Vers 18 sê, en die Here het al die volke en die Amoriet, die inwoner van die land, voor ons uitverdrywe. Ook sal ons die Here dien, want hy is ons God. En hier kom hulle, en ek wil amper sê, hoeveel keer het Joshua dit nou al gehoor? Onthou, hy het uit Egipte uitgekom. Nee, ons sal die Here dien. Hulle was daar by Horeb, daar waar hulle die 10 gebooie gekry het. Moses is skaars op die berg op, toe maak hulle alweer 'n goue kalf. Ons sal die Here dien. So, ons kom hier, hulle antwoord, en Joshua is van, okay, ek hoor wat julle sê, julle gaan die Here dien. Maar vers 19 sê hy, maar Joshua het vir die hele volk gesê. Nou hy begin met daai woordjie, daai ene wat ek van onthou, maar, draai alles mos om, maar, het vir die volk gesê, julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Joshua, nee, maar ons sal die Here dien. Nou dis daai huidige geslag. Nou hier's iets wat by my opgekom het. Ons is die laaste geslag. Die een wat nou tans lewe, is die laaste geslag wat kan sorg dat Christendom en die woord van die Here verder uitgaan. Dit kan by ons of vorentoe gaan, of dit kan by ons eindig. Sjoe.
dis verskriklik wat jy sê, want wat jy eintlik basies suggereer is, en wat baie waar is ons word nie 'n geslag beloof na ons nie. Dit sal genade wees as daar nog geslagte na ons is, maar hier waar ek en u nou staan, is dit 'n verskriklike belangrike konsep om te besef dat die werk van die Here is so belangrik, dat ons moet besef, ons mag dalk die laaste kans wees, wat iemand ooit sal hê, om die woord van die Here te ontvang. Ja. Jo. Die ander ding wat Joshua hier vir hulle uitbring is, hy sê vir hulle, luister iets, julle kan die Here nie dien nie. Met ander woorde, selfs ons dien van die Here, ons aanbidding van die Here, ons is afhanklik van hom daarvoor, dat ons dit kan doen. Want ons kan dit in elk geval nie goed genoeg doen nie. So dis net deur sy genade wat hy dit kan doen. Maar die volk sê daar vir hom, nee, maar ons sal die Here dien. So met ander woorde, dit kom vir my daarop neer, nou beamoen hulle van wat hulle gesê het, ons wil die Here dien, ons sal hom dien, maar hulle het 'n keuse om hom te dien en om by hom te bly. So hulle het gesê in die begin, Joshua het so 'n teenvoetertjie ingegooi, en nou sê hulle weer, nee, ons sal hom dien. Daai huidige geslag wat daar staan. Nou hier kom my volgende vraag in wat sê, die huidige geslag wat u en ek is, maak dalk die besluit om te sê, ons sal die Here dien. Hier is my volgende vraag. Hoe voed ons die volgende geslag op, sodat hulle daar dieselfde besluit kan maak, wat sê, nee, maar ons sal die Here dien. Ja. Almal van ons sit met uitdagings. Almal van ons sit met familielede of kinders, iemand wat van die Here af weggedraai het. En ja, dis elkeen se keuse. Maar wat was ons aandeel daarin? So met ander woorde, ons moet so leef, dat die volgende geslag 'n maklike keuse kan maak, om ook te kan sê, nee, maar ons wil die Here dien. Jy, dis so 'n belangrike woordjie daarin sit, dat hulle keuse makliker is. Nie waar nie, nee. Dis nou nogal 'n vraag wat dalk 'n groot vraag wat ons vir ons kan vra aan die einde waar ons nou kom van die studie van die boek van Joshua. Hoe maklik maak ek dit in my lewe, die manier hoe ek leef, die manier hoe ek praat, hoe ek dink, die besluite wat ek neem, die voorbeeld wat ek stel. Hoe maklik maak ek dit vir my geslag na my, met ander woorde my kinders, my familielede, die mense by my werk. Hoe maklik maak ek dit vir hulle om 'n besluit vir die Here te neem? As hulle na my kyk, is Christendom en die keuse vir Christus 'n mooi keuse en 'n maklike keuse om te maak. Ekskuus tog. Aan die ander kant, moet ek daar nou by sê, hierdie hele geslag wat nou hier staan, se voorouers, was alles behalwe 'n goeie voorbeeld. Maar hulle het ook tog gesê, ons sal die Here dien. Ons sal die Here dien. Hulle was ook op daardie stadium, dat hulle gesê het, hulle sal die Here dien. Dis belangrik dat ek en jy 'n voorbeelding doen vir die geslagte wat gaan kom. En sê, Here, daar waar ons val, en waar ons 'n fout maak, moet asseblief nie dat ons kinders die prys betaal vir ons sondes nie. Tel asseblief ons kinders op en vat hulle vorentoe op hierdie pad, dat hulle u weg kan verstaan en u weg gemaklik sal wees. Baie dankie. So, nou kom ons aan, na hierdie gedeelte wat hy gekom en hy gesê, nee, maar ons sal die Here dien. Want ons almal sê mos so. Nou kom Joshua weer, en sê, daarop sê Joshua aan die volk, vers 22, julle is getuies teen julle self. En normaalweg, as jy in die hof toe gaan, het jy nie nodig om teen jouself te getuig nie. Jouself te inkrimineer nie, soos die woord sal sê nie. Maar hier sê vir hulle, julle is getuies teen julle self, dat julle vir julself die Here gekies het, om hom te dien. En hulle sê, ons is getuies. Met ander woorde, ons sal teen onsself getuig. Met ander woorde, ons doen en later sal getuig van dit wat ons wil volg. Hulle sê basies, ons neem verantwoordelikheid vir die besluit wat ons vandag hardop uitgespreek het. Dit laat my dink aan wat die Jode gesê het, toe hulle uitgeroep het, kruisig hom, toe sê hulle, laat sy bloed Op ons en ons op ons nageslag. en ons nageslagte kom. En dis daai getuienis teen hulle self. So ons sien nou daar vers 23, verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Met ander woorde,
Ja, dit kon hier fisiese gode gewees het wat hulle ook nog gedien het, wat hulle saamgedra het. Onthou, hulle het mos alles gebyt wat langs die pad gekom het. So daar kan van die goed daar tussenin gewees het. Maar hy kom ook daar en hy sê, en as ek kyk na die tweede gedeelte van die vers, dan sê dit, en neig julle hart tot die Here toe. Met ander woorde, ons dien die Here, omdat hy vir ons sê, en ons dien dit uit die voorbeelde, maar ons hart is eintlik daar aan die kant. Dit lyk vir my soos Lot se vrou. Jy weet, ons is besig om hierdie kant toe te gaan, maar ons hart is agter. En hy sê, ons moenie die Here so dien nie. Ons moet die Here dien, die huis is waar die hart is, nie? Met ander woorde, ons moet die Here so dien, dat ons hart ook by hom is elke dag. Vers 24 sê dit daar vir ons, daarop sê die volk aan Josua, ons sal die Here ons God dien, en na sy stem luister. Met ander woorde, daar bevestig hulle, ons sal na die Here luister, ons sal na sy stem doen, en ek dink in opregtheid, het hulle die opregte besluit daar geneem. Baie keer maak ons 'n besluit en byvoorbeeld as ons die Here wil volg deur die doopwater. Ons wil nou reg lewe en ons sê vir onsself, ons gaan nou nooit weer sondig nie, ons gaan nooit weer iets doen nie, maar tog langs die pad val ons. Beteken dit die keuse wat ons dan daar gemaak het, was nie in opregtheid nie? Nee, dit was in opregtheid, maar dit is omdat ons nie gedurig herinner aan die besluit wat ons gemaak het om die Here te volg, dat ons val in die toekoms nie. Kan ek so ver gaan om terug te gaan na daai eerste woorde wat ons gesê het, dalk moet ek weer elke oggend, dis hoekom dit so belangrik is om elke oggend op te staan en te sê, Here, ek kies vir U. Here, ek gee myself weer oor aan U. Here, vergewe my sondes, lei my in wysheid en in waarheid, gee my insig vir die dag wat voorlê. 'n Daaglikse oorgawe aan die Here, in die woorde van Joshua, ek en my huis, ons sal U dien. Die belangrikheid daarvan kan nie in woorde omgesit word nie. Ja, baie belangrik. Daaglikse oorgawe. Ek kan nie vir mense sê my bekeringspunt was 20, 30, 40 jaar terug, en dan is dit my enigste getuienis wat ek het nie. Ja. Ek moet vir mense kan sê, as mense my vra wanneer het ek tot bekering kom, is ek veronderstel om te sê, vanoggend. Ja. Vanoggend het ek 'n hertoewyding gedoen aan die Here. Ongeag of ek 30, 40 jaar terug Die besluit die gemaak. besluit geneem het om die Here te volg, deur die doopwater gegaan het, of hoe dit ook al sê, my hertoewyding vanoggend is 'n getuienis op sigself. Ja, en dit is wanneer ek die Here moet besluit en elke dag dit opneem. So kom ons sluit af, daar word nog so 'n bietjie gepraat en dan sien ons daar, vers 28, toe het Joshua die volk laat gaan, nadat hulle nou gesê het, hulle sal weer die Here dien, bly weg van hierdie afgode af, dien die Here met opregtheid en waarheid, laat hy hulle gaan. En hier sien ons, en na hierdie dinge het Joshua die seun van Nun, die knegt van die Here, gesterwe, 110 jaar oud. Met ander woorde, hy het nog 'n redelike stukkie gevat wat hy gelewe het in hierdie land, en hy het gesterwe. En dan sê dit daar vir hom, en hulle het hom begrawe op die grondgebied van sy erfdeel in Timnath-Serach, wat op die gebergte van Efraim lê, noord van die berg Gaas. En dit is baie belangrik dat, onthou, van tevore het Abraham 'n stuk grond daar gekoop, en hy het sy vrou daar begrawe, nee? En so, nou daardie selfde grondgebied, nou behoort dit aan hulle. Met ander woorde, nou onthou hulle het nou Joshua, Josef se beendere ook uit Egipte uitgebring, en hulle het ook nou uiteindelik ter ruste gelê. Betekende, ons het nou in die beloofde land aangekom. Ons kan nou rustigheid daar kry. Vers 31 sê dan vir ons daar, en Israel het die Here gedien, al die dae van Joshua, en al die dae van die oudstes wat lank na Joshua nog in die land was, en met al die werke van die Here bekend was, wat hy vir Israel gedoen het. Nou net daarin, soos jy sê, lees tussen die lyne, die wat bekend was, het die Here gedien. Hoekom was die ander dan onbekend daarmee? Omdat die getuienis van die wat dit gesien het, nie oorgedra is na die volgende geslag toe nie. En oorgedra het, is nie as 'n feeverhaal nie, maar oorgedra word as 'n werklikheid. Dit laat my dink, daar was eendag 'n akteur, en hy het
iets voorgedra en die almal het hom toegejuig en 'n ou predikant het na hom toe gegaan en vir hom gevra, hoe kry jy dit reg, want wat jy doen is net fiksie. Toe sê hy vir En hom, almal glo jou. en almal glo jy, toe sê hy, wat ek doen is fiksie, dra ek oor, asof ek dit met my volle hart glo, daarom gaan die mense daarvoor. Wat jy vir die mense bring, is waarheid, maar jy dra dit oor asof dit fiksie is. Eina. En hier is ons probleem. Ons weet dat die woord van die Here waar is. Ons weet dat die Here ons lei. Hoe dra ons ons boodskap oor? So asof dit met fiksie is en ja, dis iets wat, so sê die Engelsman, pie in the sky, maar is dit met werklikheid wat ons dit oordra? Want as ons dit aan die volgende slag toe oordra, sal daai volgende geslag ook die Here dien, soos wat hier dit in hierdie vers vir ons gesê het, wat hierdie huidige geslag wat saam met Josua daar was, die Here sal dien. Dis seker een van die mooiste opsommings van Josua se woorde wat sê, dien hom in opregtheid en waarheid. Met ander woorde, wanneer jy die Here dien, praat met hom oor hom met ander, nie asof hy 'n feeverhaal is nie. Die Here is nie fiksie nie. En in jou lewe moet hy lyk soos waarheid. Hy moenie lyk soos 'n verhaaltjie nie. Soos 'n storie wat jy vir iemand anders vertel nie. Hy moet 'n waarheid wees in jou lewe. Wat 'n uitdaging. Sjoe. Met ander woorde, kom ons bly ook dan getrou tot die einde toe. Kom ons bly nie net getrou tot die heilige geslag soos wat Josua en die wat saam met hom daar was gedien het nie. Maar kom ons dien die Here in opregtheid totdat hy weer kom, totdat hy elkeen van ons kom op. Want ons almal sien uit na die beloofde land en ons wil almal daar wees. So hier kom die vraag weer, ons het daarmee begin, ek gaan daarmee eindig. Kies julle vandag wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En maak u daardie selfde besluit vir jouself, sodat u sal sê, ek sal ook die Here dien. Maak nie saak wat die res van die wêreld om my toe nie. Ek wil u nog steeds elke dag volg. Ronald, dit was goed om saam met jou te wees vir 13 weke wat ons vinnig deur die boek van, en dit was vinnig deur die boek van Josua kon gestudeer het, want daar's nog soveel ander konsepte en waarhede en juwele wat ons daaruit kan kry. Maar ons het aan die einde gekom van hierdie studie en ons hoop dat u ook in die komende, in die nuwe jaar, saam met ons sal wees, waar ons kan saam studeer uit Gods woord uit. Sal jy vir ons afsluit met 'n gebed? Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg was dit om u woord te kon oopmaak in die boek van Josua, te kon herinner word, Here, aan die ontsaglike liefde wat u vir ons het. Hoe u vir ons daagliks lei op die pad, hoe u 'n plan het vir elkeen van ons lewens. En Here, hoe ons aan u moet vashou, nie links of regs moet afwyk van u verordeninge en u insettinge nie. Here, gee dat ek en my gesin vandag ons opnuut aan u sal toewy en ons woorde sal spreek wat sê, Here, ons kies vir u. En dat ons dit sal uitleef op so 'n mate dat die wêreld kan sien, u is nie fiksie nie, u is nie 'n verhaaltjie nie, u is nie net 'n storie wat vertel word nie, in ons lewens is u 'n waarheid. Here, wees ons asseblief as sondaars genadig, help ons om 'n lewe van opregtheid en waarheid vir u te leef, want Vader, ons kies vir u. Seën asseblief ons kykers, mag hulle 'n opregte seëning in u ontvang, wanneer hulle weer dink oor die boek van Josua, en daardie woorde herhaal, ek en my gesin, ons sal die Here dien. Amen. Amen.